Goeiedag graad 12 leerders, welkom by vandag se geografie les. My naam is Rina van Heerden. Hierdie les word aan jou gebring deur die Noord-Kaapse Departement van Onderwys in samewerking met Pakama Navorsing en Ontwikkeling. Vandag se les handel nog steeds oor ekonomiese geografie, maar ons gaan vandag kyk na die kernnywerheidsgebiede van Suid-Afrika. Goed, jy moet aan die einde van hierdie les weet, die 4 kernnywerheidsuitstreke wat daar is. Gauteng, Durban Pinetown, Port Elizabeth Uitenhage en die Suid-Wes-Kaap. Jy moet weet daar is 4. Baie belangrik is, jy moet slegs weet waar is al 4 geleë. En dan hierdie jaar is die Pretoria Witwatersrand Vereniging, die Gauteng Pretoria Witwatersrand Vereniging kernnywerheidstreek is die een wat jy in detail moet ken. Jy moet weet waar op 'n kaart sal ek die PWV Gauteng in nywerheidstreek kry. Jy moet kan noem wat is die faktore wat sy ligging beïnvloed. Jy moet weet watter nywerheidsaktiwiteite kom in daardie industriële sone voor en dan ook die faktore wat sy sukses bevoordeel en benadeel. En dan soos in alle onderwerpe in geografie, moet jy iets weet van die ekonomiese en die sosiale impak van hierdie kernnywerheidsstreke. Die ander kernnywerheidstreek wat jy moet ken in detail is die Durban Pinetown of die eThekwini kernnywerheidstreek. Weereens, soos in die geval met die PWV, moet jy op 'n kaart hierdie industriële streek kan identifiseer deur te kyk na sy ligging. Wat is die faktore wat hierdie kernnywerheidstreek beïnvloed? Wat is die belangrikste nywerheidsaktiwiteite wat voorkom in hierdie nywerheidsstreek? En jy moet kyk na die faktore wat dit bevoordeel en benadeel en weer eens die ekonomiese en die sosiale impak van hierdie kernnywerheidsstreek. Vir jou voorkennis gee ek vir jou 'n kaart met die 9 provinsies, die Noord-Kaap, die Noordwes, Limpopo, Gauteng, Mpumalanga, die Vrystaat, KwaZulu-Natal, die Oos-Kaap en die Wes-Kaap. Want hulle kan vir jou vra, in watter provinsie kom hierdie kernnywerheidstreek voor? Dan ook, neem kennis, die hoofstad van Gauteng is Johannesburg, nie Pretoria nie, Johannesburg. Die hoofstad van Limpopo is Polokwane. Die hoofstad van Mpumalanga is Mbombela. Die hoofstad van KwaZulu-Natal is Pietermaritzburg, nie Durban nie. Die hoofstad van die Vrystaat is Bloemfontein. Die hoofstad van die Noord-Kaap is Kimberley. Die hoofstad van die Oos-Kaap is Bishu en die hoofstad van die Wes-Kaap is Kaapstad. Hierdie is net jou voorkennis. Suid-Afrika se provinsies en hulle hoofstede. Jou voorkennisaktiwiteit, die kleinste provinsie wat betref oppervlakte is, jy kies tussen Gauteng en die Vrystaat. Die provinsie wat grens aan die Indiese Oseaan is dit Mpumalanga of KwaZulu-Natal. Die Vaalrivier is die hoofbron van water vir die Limpopo of die Gauteng provinsie. Die King Shaka internasionale lughawe is dit in Gauteng of KwaZulu-Natal. Die provinsie met die hoogste bevolkingsdigtheid is dit die Wes-Kaap of Gauteng. En die Limpopo provinsie is hy, noord of oos van die Gauteng provinsie. Ek hoop jy kan daarom so 'n paar oefeninge hier gedoen het.
ons kyk nou na die antwoorde. Die kleinste provinsie wat betref oppervlakte is Gauteng. Baie belangrik, onthou hy, is oppervlakte gewys die kleinste. Die provinsie wat grens aan die Indiese Oseaan is natuurlik KwaZulu-Natal. Die Vaalrivier is die hoofbron van water vir die Gauteng provinsie. Die Kinshasa internasionale lughawe is in die KwaZulu-Natal provinsie. Die provinsie met die hoogste bevolkingsdigtheid, met ander woorde baie mense wat op een plek bly, is weer eens Gauteng, en die Limpopo provinsie is noord van die Gauteng provinsie. Sommige net so eenvoudige voorkennis aktiwiteit. Dan jou konsepte, het ek vir jou vandag slegs wat is 'n karrenywerheidstreek, is 'n gebied waar 'n groot konsentrasie van verskillende nywerhede en verwante ekonomiese aktiwiteite saam gekonsentreer is. So ek het hoofsaaklike area waar daar baie nywerhede bymekaar is. Goed, soos ek gesê het, jy moet al 4 kernnywerheidstreke op 'n kaart, jy moet hulle al 4 ken. Baie belangrik is, jy moet ook al 4 se ligging ken. So, in Gauteng gaan ons die PWV kernnywerheidstreek kry. Pretoria, Witwatersrand Vereniging kernnywerheidstreek is in Gauteng. In KwaZulu-Natal kry ons die Durban-Pinetown kernnywerheidstreek. In die Oos-Kaap kry ons die Port Elizabeth of die Kuberka Uitenhage kernnywerheidstreek. En in die Wes-Kaap kry ons die Wes-Kaap kernnywerheidstreek. Hierdie 2 is die 2 wat jy vanjaar moet goed ken. Hierdie hoef jy net te weet waar hulle geleë is. So, hierdie 2 gaan ons dan nou in detail behandel. Die Gauteng. PWV staan vir Pretoria, Witwatersrand Vereniging. 'n kaart wat sy ligging toon. Ek het dit nou net vir jou gewys, daar's Gauteng en daar is die Pretoria Witwatersrand Vereniging gebied. Daar's 'n kaart wat vir jou kan sê presies daar. Hierso is Pretoria, Witwatersrand is die Johannesburg deel en daar's die vereniging deel. So hierdie hele area is die Pretoria Witwatersrand Vereniging kernindustriële streek. Wat is die faktore wat sy ligging beïnvloed? Groot goud en steenkool neerslag. In en om Gauteng kry ons, julle ken almal die storie van Gauteng, die eerste goudreserwes in Suid-Afrika is in Johannesburg ontdek. Dan is ons ook naby steenkool neerslag. Met ander woorde, Gauteng is omring, het of self minerale of is naby 'n bron van minerale. Dan kry naby Gauteng, naby die Witwatersrand, Pretoria Witwatersrand Vereniging deel, kry ons die Vaalrivier. Nou die Vaalrivier help met die opgaardamme soos die Vaaldam, en die Vaaldam voorsien die nywerhede van water. Gauteng het 'n relatiewe gelyke topografie, dis plat. Met ander woorde, as ek industrie wil bou, is dit nie teen 'n skuinshelling nie, dis op 'n redelike plat area, dis ook groot plat areas. Arbeidsbeskikbaarheid. Gauteng is die provinsie met die hoogste bevolking. Hoe meer mense daar is dis, hoe meer arbeidsmoontlikhede is daar.
Met ander woorde, Gauteng het genoeg mense vir al die industrieë om werk te verskaf. Die PWV was 'n knoop van spoorlyne en nasionale hoofweë en dis ook naby 'n internasionale lughawe soos die OR Tambo. 'n knooppunt, dis 'n bymekaar kompunt van spoorlyne en nasionale snelweë. So, ons het paaie, ons het spore, ons het lughawens daar. Die faktore wat sy ligging beïnvloed is ons nog steeds mee besig. Die groot stedelike bevolking van Gauteng help met 'n goeie plaaslike mark. Nie net is daar baie mense wat kan werk nie, daar's mense wat kan koop ook. So dis jou mark. Die steenkoolmyne in Mpumalanga wat grens aan Gauteng en ook die nabyheid aan 'n kragstasie soos Eskom gee vir Gauteng 'n baie betroubare energiebron. Dan het Gauteng baie universiteite, tegniese colleges en navorsingsinstansies wat kan help met nywerheidsinnovasie, nuwe goed wat ontwikkel word vir nywerhede, maar ook met vaardigheidsontwikkeling. Jy kan by die universiteit of by die tegniese college iets gaan leer wat jou 'n vaardigheid wat jou leer om iets te doen. Dan die belangrikste nywerheidsaktiwiteite. Wat is al die nywerhede fabrieke in Gauteng? Ons sê die verwerking van minerale soos goud, platinum, diamante en steenkool. Onthou, hierdie omring Gauteng. Met ander woorde, ons het dit buite ons, maar ons het dit hier ook. So dit help dat ons die rou materiale verwerk. Dan het Gauteng of die PWV in die omgewing van Vanderbijlpark wat naby is aan Vereniging, yster en staal vervaardiging. Die ystererts kom van die rou hulpbronne af in Gauteng. Gauteng het die fabrieke wat hierdie staal en yster smelt en van dit iets maak. Dan het ons petrochemikalie, byvoorbeeld Sasol en Sasolburg, waar ons eie petrol ook maak, maar hulle gebruik ook daai chemikale om verf en daai goedjies te maak. So Sasol en Sasolburg doen die petrochemikalie. Gauteng het meelens, en in daai meel wat jy kry, verwerk hulle jou koring of jou mielies na 'n meel of 'n kos toe. Gauteng het suiwelprodukte, Gauteng het ook kaasfabrieke, Gauteng het ook melkerye, wat my rou materiale verwerk. Dan doen hulle ook drankvervaardiging in Gauteng, nie alkohol noodwendig nie, soos die kookfabriek. Dan naby in Rosslyn en in Silverton in Pretoria, het ons motorvervaardiging. Naby Rosslyn is die BMW motorvervaardiging, en in Silverton in Pretoria het ons die Ford plant waar hulle die onderdele aan mekaar sit en hulle bou karre. Dan het Gauteng doen ook klerasie, skoene en stoffabrieke, meubels waar hulle goed opstop. Meubels. Gauteng is ook die plek waar ons industrie het vir televisies, waar hulle televisies aan mekaar sit of televisies maak, rekenaars, waar ons rekenaars vervaardig, alles by mekaar sit, het ingenieurs en tegniese toerusting. Hier kan jy sien die nywerheidsaktiwiteite in Gauteng. Hier het ons in die middel van Gauteng, het ons maar jou mynbou, jou verwerking van jou minerale, dan het ons die yster en staalvervaardiging ook daar. Hier meer aan die ooste kant van Gauteng
is met jou petrochemikale, soos ouens wat verf maak, plastiek en kunsmis maak. Meer hier in die suidooste van Gauteng is my tekstiel en klerasiebedryf, waar hulle skoene, klere en stoffering doen. Dan het ons die motor en vervoerbedryf, dit is hier in Roslyn. Roslyn is meer daar in Pretoria is die Ford plant. Voedsel en drankverwerking is hier in die weste, meel en suiwelprodukte en drankvervaardiging. So daar kan jy sien min of meer waar is al hierdie fabrieke gekonsentreer. Wat is die faktore wat van die Pretoria Witwatersrand 'n sukses maak? Watse faktore bevoordeel die Pretoria Witwatersrand Verenigingsstreek? Gauteng het die grootste stedelike bevolking, die meeste mense in Suid-Afrika bly in Gauteng. So hy het 'n goeie stedelike bevolking, plus daai stedelike bevolking het geld en hulle koop. Met ander woorde, hulle is 'n mark en hulle het koopkrag. Dis hoekom dit baie eenvoudig is om jou kernnywerheidstreek in Gauteng te sit. Gauteng of die PWV het 'n uitgebreide pad, spoorwegnetwerk en dan jou groot internasionale lughawe, naamlik die OR Tambo lughawe. Daar's 'n hoë konsentrasie van gespesialiseerde en geskoolde werkers. Die mense wat in Gauteng bly, gaan skool toe, het matriek, kan in 'n plek werk, hy's geskool. Rondom Gauteng het ons al die myne. En daai rou produkte van die myne kom Gauteng toe waar hulle dit gaan verwerk. Ook in Gauteng doen hulle landbouprodukte wat hulle omskep, hulle verwerk dit in 'n voedselformaat. Ons is steeds by die bevoordeelde faktore. Gauteng is naby aan 'n kragstasie en waterbronne soos die Vaalrivier en die Vaaldam. Verskeidenheid nywerhede, met ander woorde, daar's nie net een tipe nywerheid nie, daar's 'n verskeidenheid van nywerhede soos staal, chemikalie, motorvervaardiging, voedselverwerking en elektronika. En elkeen van daai fabrieke het weer hulle eie 'n link of skakel met ander bedrywe. Johannesburg is die finansiële hoofstad van Afrika, dit maak net sin. Dan weer eens soos in die vorige geval, die universiteite, navorsingsinstellings en tegniese colleges is in Gauteng wat help om die werkers te produseer wat vaardig is. Wat benadeel die Gauteng PWV gebied se sukses? Misdaad. Gauteng het steeds 'n baie hoë misdaadsyfer en dit kan 'n negatiewe impak hê op die nywerheidstreek. Verkeersopeenhopings en infrastruktuur druk. Daar is verskriklik baie verkeersopeenhoping tussen Pretoria, Johannesburg Vereniging of Vereniging in Pretoria. Wat beteken jou infrastruktuur, soos jou paaie en jou water en elektrisiteit is gedurig onder druk. Ons kry besoedeling. Negatief faktore wat negatief inwerk, lug, water en grondbesoedeling, veral van jou swaar nywerhede en mynbou. Ons het nie genoeg openbare dienste nie, daar's nie genoeg hospitale en dokters en skole om hierdie hoë konsentrasie van 'n mense te huisves nie. 'n Onbetroubare kragvoorsiening kan produksie ontwrig. Ons ken die hele konsep van beurtwag. En dan kan dit nadelig wees as jy afhanklik is van die Vaalrivier en opgaardamme. As dit leegloop, het Gauteng nie meer water nie.
gereelde stakings, werkers wat staak wat nie werk nie. As hulle nie werk nie, is dit 'n dag verlore van produksie, 1 dag minder wat jy produkte kan lewer wat jy geld gaan verloor. Hoë werkloosheidssyfer plaas 'n druk op dienste en veiligheid. As jy nie kos werk het nie, maar jy moet eet, dan moet jy steel. Die ekonomiese impak van die Gauteng PWV streek positief. Hy lewer 'n bydrae tot die land se bruto binnelandse produk. Dan die verskeidenheid van nywerhede beperk die risiko en dit trek beleggings aan. Aan die ander woorde, daar's verskillende nywerhede. Die belangrikste een, dit skep werk. As dit werk skep, het ek infrastruktuurontwikkeling. Met ander woorde, hulle moet beter paaie bou, hulle moet beter elektrisiteitsvoorsiening bou, hulle moet beter water bou. En dan is hy naby aan die OR Tambo, lughawe vir uitvoere en invoere. 'n negatiewe impak. Gauteng is daar steeds 'n groot verskil tussen jou hoë inkomste groepe en jou lae inkomste groepe. Nog steeds baie ryk mense, maar ook baie arm. Tog is hy afhanklik van sekere sektore. Vir Gauteng om geklassifiseer te word as 'n hoë of 'n goeie, sterk industriële sentrum, is hy afhanklik van ander sektore ook. Kostes van misdaad en stakings verminder beleggingsvertroue en dit verhoog die besigheidskoste. Want ewe skielik moet jy ekstra sekuriteit kry as gevolg van die hoë misdaad. Dan die bevolkingsdigtheid lei tot verkeersknope en slegte paaie. Sosiale impak positief, jy mense se lewensstandaard verbeter, stede ontwikkel want daar's geld en daar's mense wat belasting betaal en in dieselfde sin kry jy mense wat vaardighede aangeleer word. Negatiewe sosiale impak, as daar te veel mense, 'n vinnige bevolkingsgroei gee aanleiding tot informele nedersettings. Lugbesoedeling, watersbesoedeling en afval beïnvloed mense se gesondheid, asma-probleme. As daar te veel mense is en daar's nie genoeg werk nie, het ons werkloosheid en ons het ongelykheid en as jy nie kan werk nie maar jy moet eet, dan steel jy. Migrasie en oorbevolking plaas druk op dienste. Te veel mense, migrasie, te veel mense wat van landelike gebiede afkom, plaas baie meer druk op dienste soos skole en hospitale. Nou kom ons by die Durban Pinetown streek. Daar's jou kaart en daar in KwaZulu-Natal kry ek die Durban Pinetown industriële area. Faktore wat die ligging beïnvloed: goeie hawefasiliteite. Ons weet Durban het 'n hawe, goeie fasiliteite vir in- en uitvoer. Hy het 'n goeie vervoernetwerk. Die N2 en die N3 kom by mekaar in Durban. Daar's ook baie arbeid want daar's ook 'n hoë bevolking. Ook as jy 'n arbeid het, jou arbeid is soms jou mark. So jy het 'n mark wat naby jou is. Faktore wat die ligging beïnvloed nog steeds. Durban is 'n toeristebestemming. Dit wil sê, sekere nywerhede so voedselverwerking, kunstvleit en dienste word tog in 'n mate ondersteun. Die subtropiese klimaat bevoordeel landbouprodukte, byvoorbeeld suikerriet, want dit is 'n grondstof wat in nywerhede verwerk kan word. Die gebied het 'n gevestigde nywerheidsbasis wat oor tyd uitgebrei het, soos wat hulle nuwe besighede gelok het. Belangrikste nywerheidsaktiwiteite: Toyota Suid-Afrika
is in Durban Pinetown gebied waar hulle die karre by mekaar sit. Voedselverwerking, Hulits en Tongaat is suikerraffinaderye en hulle verwerk daai rou materiaal in kos. Chemiese nywerheid, jou verf, jou petrochemical, al daai nywerhede is ook in Durban Pinetown. Natuurlik, omdat dit naby 'n hawe is, het hulle skepe nodig en 'n skeep kan breek. So ons moet mense kry wat skepe kan herstel en skepe kan bou. Tekstiel en klerasiebedryf, papier en houtprodukte, toerisme verwante nywerhede, regerings- en beleggingsondersteuning. Faktore wat benadeel, verkeer op jou hoofpaaie wat ons kry, veral rondom die hawens, ook hoë misdaad. Jy kan sien hier hoe van hierdie faktore dieselfde is as by die PWV. Lug- en waterbesoedeling, ons het dit ook daar gehad. Dan is daar 'n beperkte ruimte vir uitbreiding, want ons hawe in die see, so jy kan net binneland toe uitbrei. En dan ook, soos in die vorige geval, 'n staking kan 'n negatiewe invloed hê op jou produksie. Hoë koste van elektrisiteit, brandstof en sekere invoergrondstowwe, indien daardie te duur is, gaan dit jou eindproduk ook hoër prys gee. Onsekerheid oor betroubare kragtoevoer, het ons loadshedding, het ons nie, en die mededinging van ander hawens en nywerheidsgebiede. Ekonomiese impak, dit skep duisende werksgeleenthede, waar in jou vervaardiging, vervoer, handel en dienste. Mense wat dit maak, mense wat die produkte moet vervoer, mense wat dit koop en verkoop, en mense wat dienste lewer. Hy dra by tot die bruto binnelandse produk, buitelandse valuta vloei in, en infrastruktuur ontwikkel. Paaie word gebou, waterpype word gebou, elektriese lyne word gebou. Dit wil sê, ek skep geleenthede vir werk vir ander sektore, en dit kan plaaslike en internasionale beleggings aantrek. Sosiale impak, verbeterde lewensstandaard. As mense werk het hulle geld. As hulle geld het, kan hulle huis en kos koop, met ander woorde, hulle het 'n beter lewensstandaard. Verstedeliking. Mense kom stede toe, wat goed en sleg kan wees. Kulturele diversiteit. Verskillende tipes kulture kom in daardie omgewing voor. Verbeterde dienste en fasiliteite, sodra daai die industriële reek baie goed funksioneer, is daar meer geld beskikbaar. Met ander woorde, hulle kan beter skole en beter hospitale verskaf. Jy kry tog jou maatskaplike probleme, soos prostitusie, soos dwelmgebruik. Dit kan ook daarmee gepaard gaan. Mense kan siek word, asemhalingssiektes as gevolg van al daai baie besoedeling. Seuns en dogters, hier is vir jou 2 skyfies vir huiswerk. Hierdie ene handel oor die Durban Pinetown karrenywerheidstreek. So daar's jou 10 vrae oor die Durban Pinetown. Hier is jou 10 vrae oor die Gauteng PWV industriële streek. Jou opsomming, wanneer jy leer, wat is dit, waar is dit, wanneer kom dit voor, wie word geaffekteer en hoekom vind dit plaas. Die volgende les handel oor die ruimtelike ontwikkelingsinisiatiewe, die industriële ontwikkelingszones, die tersiêre sektor en die informele sektor. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Ons sien jou weer 'n volgende keer.